In die Tonnel Sportnuus gaan ons na die rugbyveld. Dit is die vernaamste rugby spelende lande wat 'n gesamentlike verklaring uitgereik het en gesê het dat hulle aanvaar nie die opkomende R360 wegbreek rugby liga wat beplan word om volgende jaar Oktober te begin nie. Dit is die voormalige Engelse speler Mike Tindall. Hy het die koördineerder daarvan en hy wil spelers bymekaar maak, 200 tot 300 man spelers om 'n wegbreek liga te speel van volgende jaar Oktober af. Hulle beplan dit in dieselfde formaat as die Sewes reeks tans om in verskillende stede te speel. Beplan ook om vroue rugby ook daarbey te betrek. En dit is koöperatiewe spanne wat dan of koöperatiewe borge wat gaan betrokke raak en dit is die spelers wat dan die beplanning is buite die internasionale seisoen gaan speel, maar met die nuutste aankondiging van wêreld rugby dat rugby spelers nie meer as 30 wedstryde 'n jaar moet speel nie, het die R360 wegbreek liga nou uitdagings. So die gesamentlike verklaring van al die toetslande is dat enige speler wat dan by die R360 liga gaan speel, gaan nie in aanmerking kan kom vir toetsrugby en ook nie in wêreldrugby se toernooie kan speel nie. Soos 'n sterke stelling wat gemaak word. Die reeks, soos ek sê, gaan beplan om volgende Oktober af te skop en daar sal gesien word wat die effek daarvan is. Volgens R360 is daar alreeds 200 man spelers wat aangedui dat hulle wel wil speel in die kompetisie. Natuurlik is daar baie geld. Dit is soos Live Golf ook met die golf reekse gedoen het. Daar's baie geld betrokke en baie van die spelers sal voel dat hulle sal graag daar wil speel, veral die wat moontlik nou aan die einde van hulle toetsloopbaan ook staan. So dit is rugby nuus vir in die Tonnel.